Nou vriende, dit is andermaal 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën terwyl ons stil staan by hierdie baie besondere reeks van gelykenisse wat maar aardse stories is met 'n ewige en hemelse waarheid daarin vervat. En kom ons doen 'n kort gebed saam en dan vra ons dat die Here vir ons ryklik sal seën rondom sy woord. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir 'n nuwe geleentheid om u woord te deel. Ook aan hierdie mensies wat luister. En die gebed van my hart is dat u spreker en hoorder op 'n baie besondere manier naby sal wees en dat die saad van die woord op vrugbare grond sal val om ook dan vrug voort te bring tot eer van u heilige naam. Ons bid dit, Here, met afwagting, ons bid dit met dankseggings, omdat ons weet u is die hoorder en verhoorder van ons gebede. Amen. Nou vriende, ons het gister 'n bietjie begin met hierdie gedagte deur vir u te sê dat daar so 30 plus gelykenisse in die Nuwe Testament opgeteken is en dat gelykenis nie eintlik iets nuuts was nie. Ons sien al reeds in die Ou Testament dat Nathan die profete gelykenis gebruik het daar in 2 Samuel 12 om 'n hemelse waarheid aan Dawid se hart bekend te maak, dat Dawid skuldig staan voor die Here en nodig het om in berou en in belydenis voor God te buig. Ek het vir u gesê dat gelykenis is 'n storie waar alledaagse en bekende dinge, gebeure en optredes van mense gebruik word om 'n hemelse waarheid of boodskap tuis te bring in die hart van die hoorder. Ons kan ook sê dis 'n storie wat Jesus vertel het met die doel om mense se gedagtes na die hiernamaals of die ewige te rig, om te kyk of dit wel is met hulle siele en of hulle ook reg is vir die dag van rekenskap, waar hulle voor die Here dan verantwoording sal doen van hulle lewe. Ek het vir u gesê dat gelykenis is 'n baie praktiese en ook treffende, meesterlik ingeweefde 'n storie met dit wat mense sou verstaan het. En die doel was altyd dat elke gelykenis een besondere interpretasie sal geniet. Jy sal onthou gister toe ons gekyk het na Nathan wat vir Dawid die storie vertel het oor die ryk man en die arme man. Daar was een belangrike waarheid wat Nathan aan Dawid wou kommunikeer. Dawid, jy is die skuldige man, jy staan skuldig voor God, jy staan skuldig voor die huis van Uria en jy moet belydenis doen van jou sonde, rekenskap gee voor die Here en dan ook omdraai van jou verkeerde weg. Daar is baie mense wat gelykenisse wil interpreteer met die doel dat ons geheime inligting daarin wil verkry of daar is geheime interpretasies wat ons dan aan die dag moet lê om die hemelse boodskap te verstaan. En ek dink nie dis so nie. Die Here Jesus het praktiese dinge gebruik om 'n hemelse waarheid tuis te bring aan sy hoorders. En almal van hulle het verstaan waaroor dit gegaan het. En as hulle nie verstaan het nie, het die Here Jesus dadelik vir hulle verduidelik. En ja, die Bybel sê vir ons, sommige het gehoor en ander se oë was toegesluit en hulle het hierdie waarheid nie gehoor en hierdie waarheid nie verstaan nie. Daarom wil ek vir u sê, wanneer jy gelykenisse in die Bybel lees dit soos dit daar staan. Lees die verduideliking wat Jesus self daarin gee en kom uit by die praktiese verstaan van hierdie gelykenis sodat jy ook die waarhede daarin vervat, ter harte kan neem, jou lewe kan sien voor die spieël van God se woord wat voor jou opgaan en jou lewe kan inrig om die Here te verheerlik. Nou ons gaan wegval deur te kyk na die gelykenis van die saaiër. Nou vriende, ek het vir julle gesê daar's hier so oor die 30 gelykenisse waarna ons gaan kyk. Ons gaan so 2-3 gelykenisse hanteer, dan gaan ons bietjie kyk na die hemelvaart en dan die Pinkstergedagte en dan val ons weer weg met die gelykenisse en ek bid dat die Here vir ons sal seën soos ons deur die reekse werk in die weke en maande wat sal kom. Nou vriende, die gelykenis van die saaiër vind ons in Matteus 13, Markus 4 en Lukas die 8ste hoofstuk. Nou hulle al drie as skrywers het basies dieselfde inhoud en hulle dieselfde gedagte vir ons deurgegee en wil ons so 'n bietjie kyk na wat Markus sê oor hierdie bepaalde gelykenis. Nou as ons gaan kyk na die boek Markus, dan sien ons dat Jesus as 'n dienskneg uitgebeeld word en in die boek Markus sal jy die woord dadelik baie kere kry in die boek Lukas. Of verskoon in die boek Markus, want Markus wou vir ons 'n gedagte deurgee dat die Here Jesus gekom het as dienskneg. Hy het gekom om sy lewe te gee as 'n losprys en ook dat hy sy disippels oproep om diensknegte te wees. Die Here sê baie duidelik vir sy disippels, hulle moet eers leer om te dien voor hulle eendag kan heers. En daarom is die gebed van my hart dat ons ook in die boek Markus sal sien hoe hy dan Jesus as dienskneg vir ons uitbeeld. Nou hy sê vir ons, en hy, dit is Jesus, het nog 'n maal by die see begin leer en 'n groot menigte het by hom saamgekom, sodat hy in die skei geklim en op die see gaan sit het en die hele skare
was op die land by die see. Nou baie interessant, dat so baie mense Jesus gevolg, want u sien, Jesus was 'n besondere prediker gewees. Markus 1:22 sê vir ons, die skare was versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. U sien, die skrifgeleerdes van daardie tyd was so selfbehep en besig met hulle eie dinge, dat die mense gehoor het wat hulle sê, maar nooit geluister het nie, want hierdie man het geen sin gepraat nie, en hulle het geen boodskap aan hierdie skare meegedeel nie. Die Here Jesus was heel anders te gewees. Die Bybel sê die massas het hom gevolg, soveel sodat hy in die skuit moes klim om hulle te leer. En die Bybel sê in vers 2 van Markus 4, en hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê, luister, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. Nou, jy moet onthou, terwyl Jesus nou hierdie gelykenis vertel, is hy besig om hierdie storie aan hulle te kommunikeer, en volgens al die kommentaarskrywers was daar heel moontlik 'n land gewees dig by die see, en daar was heel moontlik op daardie stadium 'n saaier wat saad gesaai het, en dit was 'n praktiese les wat die Here hulle kom leer het, iets wat algemeen bekend by hulle was, en nou sal die Here by die hemelse betekenis uitkom, of die boodskap wat hulle moes hoor deur die gelykenis of die storie van hierdie man wat die saad gesaai het. Nou, ons sien baie duidelik dat hierdie verduideliking kom in vers 14 en 15 na vore van die saad wat op die pad geval het. Want vers 14 van Markus 4 sê vir ons, onthou, as die Here gelykenis vertel, dan verduidelik hy hierdie gelykenis. Hy het gesê, daar is 'n saaier wat saad saai, en 'n deel het op die pad geval, en nou verduidelik hy in vers 14. Die saaier saai die woord. En dan vers 15, en dit is hulle wat langs die pad val, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. So die Here kom en hy vertel vir hierdie skare van hom, dat daar 'n saaier was, en hy was besig om saad te saai. En hierdie saad het op 'n pad geval. Nou, as u nou so 'n bietjie die kulturele dinge ken van die Midde-Oosterse mense, en dan besonder die volk Israel, dan sal u sien dat hulle 'n redelike lang rye geploeg het, en dan het hulle saad gesaai, en dan was daar sekere dele in hierdie landerye waar mense kon loop, om dan van een kant na ander kant te beweeg. Nou, hierdie stukke grond wat mense op geloop het, was vasgetrap, dit was kliphard, dit was amper soos plaveisel gewees. En die Here sê, die saad, sekere deel van die saad het op hierdie harde grond geval. En wat gebeur? Die voëls van die hemel kom en eet dit weg. En onmiddellik maak die Here 'n geestelike toepassing. En hy sê vir hulle baie duidelik, dat hierdie saad wat gesaai word, en wat op die pad val, dis ook die woord wat gesaai word in sekere harte, maar sodra mense dit hoor, kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai word. Nou, wat beteken dit? Die Bybel sê eenvoudig vir ons in Johannes 10 vers 10, dat die dief kom, die duiwel kom, net om te steel, en te slag, en te verwoes. Die Here sê, ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. So wat is die praktiese implikasie, die hemelse boodskap, van hierdie saaier, wat saad gesaai het, dit het op die pad geval, en die voëls van die hemel het kom wegsteel. Jy sien, baie mense hoor die woord. Die woord is die saad wat gesaai word, en dit val op sekere harte. En daar is mense wat die woord hoor, maar die duiwel kom en steel hierdie woord weg, nog voor dit vir hulle iets kan beteken. En hoe steel die duiwel die woord van mense weg? Ek gaan vir u so 2 of 3 gedagtes gee. Die eerste manier hoe die duiwel dit wegsteel, is deur geestelike luiheid, wat by mense te bespeer is. Vriende, wees eerlik vanmôre. Mense wil nie meer dink oor wat hulle gehoor het nie. Ons leef in 'n tyd waar mense hulle self wil onttrek. As daar 'n uitdaging op hulle lewe kom, wil hulle dit vermy. Mense poog om die lewe so gemaklik moontlik te maak, en omdat ons 'n geslag is wat nie meer dink vir onsself nie, hoor ons die woord, die saad van die woord word gesaai, en ons ignoreer dit, en ons skuif dit by ons verby, en die duiwel kom en hy steel dit van ons weg. 'n Ander manier hoe die duiwel hierdie woord wegsteel is deur geestelike arrogansie. Daar is mense wat dink hulle weet alles. Hulle kom met die gesindheid van, wat kan die Bybel my leer? Hulle kom met die gesindheid, man, wie sê vir jou die Bybel is die waarheid? Hulle kom met hierdie geestelike arrogansie van, luister, jy gaan nie my uit 'n antieke boek leer hoe om my lewe te leef nie. Daarom val die wêreld uitmekaar en mense val uitmekaar, en geleerde mense se lewens val uitmekaar. Hoekom? Want hulle is geestelik arrogant.
Hulle wil nie luister na wat God deur sy woord vir ons wil leer nie. God is ons skepper, en as daar een is wat insaag kan lewer in ons lewe en hoe ons lewens kan inrig om hom te verheerlik, dan is dit die skepper God self. 'n Ander manier hoe die duiwel die woord by ons kom wegsteel is geestelike moedswilligheid teen die waarheid. Ag, as ons dink aan wat Psalm 53 vir ons leer, dan sê Psalm 53 vir ons, die dwaas sê in sy hart daar is geen God nie. Jy sien, daar is mense wat moedswillig is, in hulle hart weet hulle daar's 'n God. In hulle harte weet hulle dat hierdie God van hulle rekenskap gaan vra. Hulle gewete getuig daarvan, maar hulle onderdruk hierdie dinge en hulle is moedswillig teenoor die waarheid. Waarom? Heel moontlik omdat hulle weet dat die waarheid mense se lewens in die verlede verander het en huidiglik mense se lewens verander en in die toekoms mense se lewens verander en hulle wil dalk nie verander nie, daarom is hulle moedswillig. Hulle sien die waarheid, hulle hoor die waarheid, hulle lees die boeke van mense wat ateïste was en tot bekering gekom het en hulle weier om hierdie waarheid te aanvaar. Dit is die manier hoe die duiwel die saad van die woord wegsteel en ek hoop nie vanmôre dat jy daardie persoon is nie. Miskien is jy 25, miskien 35, miskien 65 en nog steeds is jou hart in rebellie teenoor God se waarheid. En jy wil nie hoor wat God sê nie en die duiwel steel die woord van hierdie harde hart af weg. Dan wil ek jou vra dat jy werklik sal begin dink oor wat jy hoor. Dat jy sal begin dink oor wat jy lees oor God se woord en as jy dit nie doen nie, dat jy moeite sal doen om die woord te begin lees en dat jy sekere boeke sal begin lees wat handel oor die woord om te sien die gevarepad waar jy jouself op bevind en dat jy jou sal bekeer voor jy eendag voor God rekenskap sal gee. Want die Bybel is baie duidelik daaroor dat as die duiwel die saad van die woord wegsteel, daardie siel verdoem is vir tyd en ewigheid. Maar dis net deur die woord van die Here dat ons die verlosser kan sien, gered kan word en die ewige lewe kan smaak. Mag die Here ons genade gee. Môre kom ons by die tweede deel uit. Mag die Here vir ons wysheid gee om te verstaan, ter harte te neem en dat die duiwel nie die saad van die woord by ons kom wegsteel nie. Groete vir u, mooi dag verder, tada.